Hallo. Hallo. Okay, ek het so 3 minute vroeër begin en dis bloot net vir die rede dat ek seker is alles werk. Okay. Dit lyk asof alles werk. Sê asseblief vir my as jy my kan sien, as jy my kan hoor. Die het vir ons voorsien vir 'n webcam. En hopelik is die klank beter en hopelik is die beeld beter en hopelik is alles beter en ek kon alles aan die gang kry. So as ek half effens confused nog lyk, dit was gewoonlik op my foon, maar nou is dit op. So ek gaan in elk geval probeer as daar enige vrae inkom om dit te beantwoord. Ek het my foon op silent sit en alles aan die een kant sit en dan glo alles is reg. Ek glo alles is reg. Ek glo alles is reg. Sal my sien as enigiemand. Ek kan seker op my foon kyk. Ha! Hallo! Lisa, ek het net vandag gepraat. Dit sê vir hallo. Yay! Hello my friend. Hello my friend. I love you. En ek het nou net gesê ek gaan live want ek was besig met wat gesels op WhatsApp. So ja. So ek glo alles werk en alles is aan die gang. Ek gaan nog so 2 minute gee voor ek begin. Dit is nogal so, ek gaan nie sê ek is tegnologies nie daar nie, maar as 'n mens tegnologies nie elke dag met dit werk nie, dan raak dit nogal die kinders is dus like, hulle weet presies wat om te doen en nou sê vlieg, oh my, really, in die naam van Jesus sal jy weggaan. So ja, ek is dankbaar, ek is hier, ek is dankbaar vir dit wat die Here kom doen het in my lewe en waarmee hy besig is. So ek is opgewonde vir dit wat vanoggend gaan gebeur en vir dit wat hy besig is om met ons te deel en vir die beloftes wat hy vir ons het. Ek dink dit is my grootste hart, is die beloftes wat ons het. So ek is opgewonde vir dit waarmee die Here besig is in my lewe en in die wêreld. Dis exciting times. Ons leef letterlik in die eindtye. Ons leef in die eindtye met dit wat die Here mee besig is en ons kan nie ingaan en nie die Here nie. We can't go into life without God. So ek gaan sommer verskoning vra as jy probleme daarmee dat ek effens tale meng. My Bybel is in Engels en ek is glo en verstaan dat julle almal verstaan Engels. So dis net so nou en dan kry ek seker friend invites van mense van Pakistan. Dan dink ek nee ou, jy verstaan nie Afrikaans, so I'm just gonna block you. Daar is Pakistani predikers wat my wil invite en dan sê ek net nee, sorry. Want Engels kan ek nog verstaan, maar Afrikaans I don't think so. So welkom by vanoggend. Welkom by dit wat Papa op ons hart gesit het vandag. Hierdie was 'n vinnige een wat ek nog nie 100% meer was tot volgende toe nie. Menende, die Here het al lank al dit op my hart gelê en vanoggend het iemand vir my iets gestuur en ek het net besluit, it is now. So, voor ons enigstens iets verder doen, wil ek hê ons moet net saam dit en die Here vertrou vir dit wat hy wil doen. So bid asseblief saam met my. Dankie my koning, laat ons vanoggend hier kan wees en dit gaan nie oor enigiets anders behalwe om die naam groot te maak nie. Dit gaan oor niks anders behalwe as om u naam groot te maak. It's all about you, Vader. En ek kom gee myself vir u. Ek kom gee myself vir u, Here. Ek kom gee my hande, my voete, my gedagtes, alles vir u en ek vra Vader dat u sal inkom en dat u sal oorvat. Ek bid, Here, dat dit wat u wil hê moet gebeur en dit wat gesê moet word, Vader, ek bid dat ek sal luister en dat ek gehoorsaam sal wees om dit wat u van my roep. Here, ek kom eer, ek kom roep in gees, Vader, kom roep ek engele, Vader, om net hier te wees en net hier te wees en Here, elke ding vir u voete kom gee en kom sê, Here, ek wil niks doen as dit nie van u afkom nie.
Dankie my koning. Ek bid vir 'n muur van vuur rondom my en rondom elkeen wat hier luister. En ek bid Here, maak ons toe, Here, soos wat U vir Moses toegemaak het, Here, soos wat U vir Dawid geberg het agter die rots. Bid ek Here, kom maak ons toe. Kom maak ons toe vir dit waarmee ons besig is volgend in U naam. En ek sê vir U, dankie daarvoor. In Jesus naam. So ek het gekyk, your livestream is experiencing performance issues. So kom ons maak dit gedraai tab toe. En dan is alles toe. Okay. Alright. Ek gaan later môre sê en ek gaan kyk as ek kan so ver as moontlik vra antwoord soos ons gaan. Ek is nie lief daarvoor nie want dan verloor ek tyd. Ek wil eerstens begin en ek wil vir jou dankie sê dat jy hier is. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy besluit het om nie te kom ek stel dit so. Ons almal kom op 'n plek waar ons harte vir die Here gee. En dan het ons 'n keuse. Ons kan bly waar ons is of ons kan verder gaan, of ons kan vorentoe gaan, of ons kan by dit uitkom wat God vir ons gee. Want daar is nie net 'n roeping op Michelle se lewe nie. Daar is nie net 'n roeping op ons kinders se lewe nie. Daar is 'n roeping op elke liewe een wat hier luister se lewe. Elke liewe een, whether it is of jy een keer in jou lewe vir iemand in die spot moet sê, Jesus het jou lief. As jy gemaak is vir dit, then that is your purpose. Mense dink purpose is groot en dis stages en dis ligte en dis it's not. Weet jy wat, ons mense wat nie eers 'n TV het nie. So, laat die dae op die verhoog wat net op die TV uitgesaai word, kan nie by almal uitkom nie. Ons is kingdom en die Here het ons so gemaak. Hy het ons gemaak sodat ons intertwined kan wees met mekaar, sodat ons mekaar kan ondersteun, sodat ons een liggaam kan wees. En daarvoor Here kom. So, dis my gebed, is dat almal op 'n plek kan kom waar hulle kan hoor en sien en verstaan wat die purpose is wat Abba op hulle lewe gesit het. Want whether you like it or not, and whether you believe it or not, maar voor die grondlegging van die aarde, voordat daar oseane en die see was, het God geweet, daar was 'n plan met jou lewe. Ek sê altyd vir die ouens, en dis iets wat mense nie verstaan nie, want ons is nie die goed geleer nie, dat ons Bybel begin by Adam en Eva. Okay? Die skepping soos wat ons hom ken, begin by Adam en Eva. Die tuin van Eden, al die goeders begin by Adam en Eva. Die Bybel. But it didn't start there. Daar is 'n voor Adam en Eva. Daar is goed wat voor Adam en Eva gebeur het. Daar is 'n Elohim of counsel. Dit is 'n council of gods. Dit is die Elohim. Elohim beteken God. Okay? Elohim is nie God se naam nie. Elohim beteken God. Dit is die versamelnaam. It is God. Ek glo dat ek kan praat van God, want in my binnekant is hy met 'n hoofletter geskryf. En die ander is nie. So sorry for you, wat 'n God jy ook al is. My God se naam is met 'n hoofletter en dit maak hom anders as al die ander. So there is a council of gods gewees, né? Bene Elohim praat nie van. So, maar dit is 'n lang storie. Ek wil net jy moet verstaan dat dit voor daardie plek gebeur het wat God gesê het, laat daar lig wees. Was jy reeds in God se gedagtes. Voor daardie plek gekom het van laat daar lig wees, was jy reeds op sy hart. En was jy reeds al. So as dit vir jou vrae oopmaak, dan we'll get to that. Maar verstaan dat daar 'n plan en 'n doel en 'n purpose vir jou lewe was. You were created for God. You were created to bring him joy. You were created to, jy was gemaak om saam met hom te stap in die koel van die aand. Dit is wie hy is. That's why he created you. Sy hart was nooit die sondeval geweest nie. Dit was nooit sy hart nie. Sy hart was nooit dat Satan rampant gaan nie. Dit was nooit sy hart nie. Sy hart is vir jou en vir elke dag. So ja, kom ons begin by. As Karel ergens aan die af gaan vra ek verskoning, want hy is mos maar Karel. Of as daar enigiets gebeur, vra ek verskoning. It is so live as it gets. Nee, jy kan sien waar die verleiding agter my. Manifestasie. Michelle, hoe kom jy by manifestasie uit? Hoe het dit 'n ding geraak waaroor jy wil praat vandag? Ek dink baie mense verstaan nie manifestasie nie. Baie mense dink manifesteer beteken dis 'n slegte ding. Manifesteer is van Satan af. Manifesteer is eintlik net 'n werkwoord. Manifesteer is 'n werkwoord. So manifesteer op sy eie beteken. Dit beteken as jy na die Woordeboek gaan kyk, wat beteken manifestasie? Manifestasie beteken om waarneembaar te maak, om sigbaar te word, to bring to the light, of om tevoorskyn te kom. So dit is wat manifestasie is. Manifestasie kan goed of sleg wees. Dis soos eet. Eet kan vinnig of stadig wees. Eet is die manifestasie, dis iets wat jy doen.
Manifestasie is 'n werkwoord. Manifestasie beteken om waarneembaar te word, om sigbaar te word, om aan die lig te kom of sodat iemand dit sien. Dis wat manifestasie beteken. Manifestasie kan goed wees, manifestasie kan sleg wees. Dis nie noodwendig net demone wat manifesteer nie, glad nie. Die Heilige Gees manifesteer sy werke ook. So en ek dink baie keer luister ons na gesprekke en luister ons mense wat praat en dan hoor jy die woord manifestasie en dan dink jy, wat is dit, ek verstaan nie. So dis wat ek veral omdat ons in baie van ons het in ander gemeentes groot geword het, in ander kerke groot geword, waar dit nie noodwendig in die norm van die dag is om van hierdie goed te praat nie. Jy het nie gepraat van die Heilige Gees manifesteer nie. Ek onthou toe ek die eerste keer praat van Shalom, het mense vir my gesê, hey, wat se en ek bedoel dit nie rassisties nie, wat se Indiër woorde noem jy? En ek sê, but it's not. It is not an Indian word. Shalom is 'n Hebreëse woord. En die woord shalom beteken seker goed, dit beteken 'n absence of war nie, maar dit gaan oor vrede. Dit gaan oor shalom, vrede, to have nothing missing, nothing broken and nothing stolen. It's the absence of war, it is the absence of destruction. Okay, dis wat shalom beteken. Maar hier is die ding, is ons het groot geword, en ek praat van myself in kluis, in 'n sisteem waar jy nie blootgestel was aan die goeders. Die dien sê altyd, as jy onthou, Jesus was nie wit nie. Jesus is nie wit nie. Hy is nie. En ek sê dit altyd vir mense, en mense word moeilik en warm onder die kraag hieroor. But we are not the chosen white race. Jesus was nie wit nie. Jesus was 'n Hebreër. Jesus was uit die stam van Juda. Jesus is Joods. Jode is nie wit nie. En nou praat ek van daai tyd. Ek praat van die Hebreëse tyd. Jesus was nie wit nie. Jesus het nie Afrikaans gepraat toe hy op die aarde geloop het nie. Dit was Aramees en verstaan so, die tegniese detail gaan ek nou nie vir jou kan sê watter dialek van wat het hy gepraat nie, maar Jesus het nie Afrikaans gepraat nie. Jesus het nie Afrikaans gepraat nie. Hy praat met jou Afrikaans, maar Jesus het nie op die aarde gestap en Afrikaans gepraat nie. Afrikaans was nog nie eers gebore gewees nie. Okay? So, ons is geneig om dit wat ons sien in te trek by ons scope van goed wat gebeur. So manifestasie vir ons was 'n absolute no-no. En manifestasie was 'n ding wat jy van gehoor het op 'n fliek wat uitgekom het genaamd The Exorcist, né? En almal het gesê moet dit nie kyk nie en minimal back in the rons is dit so die harde realiteit en waarheid van aan die gang. So ek wil bietjie met jou gesels oor manifesteer en wat beteken dit as ek praat van manifestasie in jou lewe of hoe ook al die geveg mag stelling mag wees. Okay. So kom ek gaan 'n paar goed uithaal en ek kom terug na daai stelling toe wat mense sê maar ek glo nie daarin nie, so dit kan nie met my gebeur nie. Ek wil vir jou gou verduidelik 'n paar manifestasies in die geestelike riem, nee, dis eintlik vir dit word koud. Okay. So kom ek gaan jou na verse toe vat waar in die eerste plek goddelike manifestasies in die woord van God in die Bybel. Soos jy vir my sê, Michelle, ek glo nie dat Jesus langs my bed kan staan nie. Ek glo nie dat die Heilige Gees vir my 'n harde werklikheid kan wees soos in the person, die persoon van die Heilige Gees nie. Ek glo nie dat engele kan manifesteer nie. Ek glo dit nie. Michelle, ek glo nie in sulke goed nie. Wil ek jou vat na dele toe in die Bybel waar dit gebeur het. Okay, dis ons scout van raamwerk, dis wel volgens ons raad. Dis Ou Testament en Nuwe Testament. So daar's nie 'n Ou of Nuwe Testament vir my nie. Is een boek en hy kom uit God se hart uit. So, byvoorbeeld, Eksodus 3 vers 2 tot 4 lees ons van die brandende bos. Moses ontmoet vir God in die brandende bos. Dit was die manifestasie van God in vuur. So daardie vuur was die manifestasie van God. Eksodus 13 vers 21, die wolkkolom en die vuurkolom. Die een het voor die volk beweeg en die een het agter die volk beweeg. 2 Kronieke 5 vers 14 praat van the Shekinah glory in the temple. Dat die teenwoordigheid van God, wat jy noem the Shekinah glory, was so sterk geweest dat hulle dit letterlik kon sien. They saw the glory of God. Dis alles soos Moses. Moses sê die glorie van God aanskou, maar dit was te erg dat hy gesê ek gaan vir jou toemaak en ek gaan aan my rug na jou toe gaan. Jesus, die ultimate manifestasie van God is Jesus wat mens geword het.
Jesus wat mens geword het, Jesus wat vlees geword het, en dan natuurlik die manifestasie van die Heilige Gees in handeling. Nou, maar ek wil net gou, die vers net gou vir my, 5 sekondes. En ek wil hierdie sommer van die staanswoorde af van die tafel afkry. En ek kry dit baie. Ek kry baie mense wat vir my sê, Michelle, hoekom praat jy van Jesus? Michelle, hoekom gebruik jy nie sy Hebreëse naam nie? Michelle, die name wat jy het is Katholieke en Constantijnse en wat, sulke lang woorde. Ek het al baie vir gesê, ek het die papiere nie. Okay? My papiere kom van die Heilige Gees af. As ek wat Michelle is, in 'n vertrek staan, en daar's 3000 mense in daai vertrek, en ek roep my man, en ek skree vir hom, Bokka! Gaan hy my hoor, en hy gaan kom, want hy is my man, hy het my lief, en hy kom agter, ek roep hom. Is Bokka sy naam? Nee, sy naam is Eugene. Die feit dat ek hom nie Eugene noem, soos wat sy ouers hom gedoop het nie, beteken nie dat hy my nie hoor nie. Dit beteken nie dat hy sy rug op my draai nie. Dit beteken nie dat hy vir my sê, ek is jammer Michelle, maar nie voor jy vir my sê, Eugene, bla bla bla, Eybers die derde, whatever the case nou die, gaan ek nie na jou hoor nie. I am sorry, ek is jammer. En jy kan met my kom met al hierdie name en al hierdie goeders. Ek is die een wat ook praat van Yeshua, omdat Jesus my geleer het om sy naam Yeshua, sy Hebreëse naam aan te roep. Maar ek het eendag by hom gesê, die sê ek van ek verstaan nie, party mense sê ek mag nie sê Jesus nie. Daar's 'n ou op die internet wat hy praat nie eens van Jesus nie. Hy sê dis 'n vloekwoord, hy praat van JC. Ek het amper dit verloor. Nee. Ons moet op 'n plek kom van verhouding. Ons moet op 'n plek kom van verhouding met God. Nie boeke en wette en reëls nie. Die wet is nie weg nie. Hoor gou, die wet het nooit weg. Sorry, ek saai trek nie heeltemal. Die wet is nie weg nie, hy die wet kom vervul. Wat beteken dit toe hy die wet kom vervul het? En hierdie is layman's terms, en as jy met my stryery wil aangaan op hierdie bladsy, dan gaan ek jou kom en delete, want mens kan nie die regte ding so oordra nie. In elk geval, wat het gebeur? Wat het gebeur toe, as hulle praat van, Jesus het nie die wet weggevat nie, hy die wet kom vervul. Wat het gebeur? As jy in die woestyn gebly het, voor hulle deur die Rooi See gegaan het, en jy het in die woestyn gebly, jy en jou man, en jy kyk vir die buurman snaaks aan, en jy en die buurman het 'n affair, okay? Die volk kom agter jy en die buurman het 'n affair, en hulle vat jou en die volk, en jou en die buurman, en hulle gooi vir die volk, en die volk kom jou met klippe doodgooi, okay? Want die wet het gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie, en omdat jy egbreek pleeg, gaan jy dood gegooi word met klippe. That was the law. Dis die wet. Jesus het gekom en hy het vir my gesterf. En hy het gesê, moenie egbreek pleeg nie. Want jy besef punt nommer 1 nie wat gaan in die geestelike riem aan as jy dit doen nie. Maar as jy dit doen, lei dit tot die dood. Het die volk gekom en jou met klippe dood gegooi? Nee. Hoekom nie? Want Jesus het vir jou gesterf. Omdat Jesus vir jou gesterf het, is the act of, die feit dat hulle jou met klippe mag doodgooi, fisies verwyder. Die feit dat hulle jou letterlik met klippe kan doodgooi, is verwyder. Die dag toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het dit die wet van jy mag dit nie doen nie weggevat? Nee. Al wat nou gebeur het, is hy sê, as jy na my toe kom en jy repent opreg, en jy sê jy is jammer, en jy kom maak skoon by my, dan gaan staan ek voor hierdie klippe en sê, ek het dit gevat vir jou. Jy het nie meer nodig om doodgegooi te word met klippe nie. As jy nie repent van jou sonde nie, en jy klim nie uit jou egbreek uit nie, lei dit nog steeds tot die dood. Die sonde lei nog steeds tot die dood. Daar skrif op skrif op skrif. Okay? So al kan hulle nou nie meer fisies met klippe doodgooi nie, gaan jy dalk nog steeds al jou finansies verloor, of die vyand kan kom steel by jou of by jou kinders. Verstaan, jy die deur oplos, so die dood vat het bietjie langer. Maar unfortunately is dit op die tafel, want sonde lei tot die dood. Verstaan wat beteken dit met, hy het die wet kom vervul, menende, hy het die klippe gooi uitgehaal. Hy het die feit dat mense jou kan doodgooi met klippe, het hy weggevat. Die feit dat dit daar staan, is nog steeds in die vet, die feit dat dit nog steeds lei tot die dood, is nog steeds daar. Al wat gebeur het, is hy hierdie tussenin deel kom wegvat.
So ons kan nie net die wet op 'n kant skuif nie, ons kan nie net fisies op 'n kant skuif nie, hulle is integrale deel van mekaar. So as jy vir iemand sê, luister, jy gaan die hemel toe nie, want jy praat van Jesus, ek kan nie saam met jou stem nie. Ek kan nie saam met jou stem. Want Jesus het alles kom verander. En ja, daar is baie dogma, daar's baie politiek en daar's baie hierdie goed. Of vir iemand sê, luister, as jy nie groot gedoop is nie, gaan jy hel toe. Dis 'n infame leuen van die vyand. En ek praat van groot doop, daar is net een doop. En dit is as jy groot is. Okay? Maar hoor gou wat sê ek, dat ons kan nie meer hierdie wettiese goed voor mense gooi nie. Because that is what kills us. Maar hy het die wet kom vervul, menende, hy het gesê, nou, Michelle, staan jy uit die pad uit, staan jy uit die pad uit, ek gaan die klippe vir jou vat. Die wet is nog steeds daar, die straf is nog steeds daar, maar Jesus vat die punishment. That is what it means. That is what it means. Dis Michelle, en jy kan met my stry as jy wil, ek het nie sulke baie geleerde papiere nie, ek het nie. Maar dis wat die Gees van my kom openbaar het, dit kan betref. Okay, so kom terug by. Sorry, dit was nou net, ek het net daarmee te doen gehad van iemand gesê dat hulle moet asseblief nie meer met hulle praat oor Jesus nie, want Jesus is vir hulle pyn hulle ore. En my hart het so seer geword, want weet jy wat, waar is ons liefde? Waar is die liefde in dit? Waar is die liefde om vir iemand te sê, weet jy, dis waar ek is in my journey. Al stuur jy vir my goedjies, al stuur jy vir my boodskapies, al stuur jy vir my hierdie goeders. As iemand vir jou boodskapie stuur en hulle praat van Jesus en jy hou nie daarvan nie, weet jy wat, delete die boodskap. Hoekom wil jy 'n punt bewys? Nee, sorry, it's me, sidetracking. Want jy sien, ons het nie meer liefde in ons harte vir mense nie. Die oortuigingswerk is nie jou nie. Die oortuigingswerk is nie jou nie. Die oortuigingswerk is God se. Dis die Heilige Gees en hy oortuig van sonde geregtigheid. Nie ek en jy nie. Ek moet net lief wees vir jou. Ek hoef nie saam te stem met wat jy doen, maar ek moet lief wees vir jou bo alles. Bo alles. So terug na die punt. So dit is voorbeelde van goddelike manifestasies. Godly manifestations. Dan kry jy demoniese manifestasie. Demoniese manifestasie is as jy die bonatuurlike goed sien manifesteer. Onthou wat het gesê, wat is dit? Dis om aan die lig te bring, dis om te wys, dis as jy dit kan sien. Voorbeelde, Ou Testament, Nuwe Testament. Genesis 3 vers 1. Ons besef hierdie nie. Genesis 3 vers 1 tot 5 waar die serpent, is nie slang nie, waar die serpent kom staan en vir Adam en Eva op die vrug wys, sê appel nie. Hoor gou mooi. Daardie serpent is 'n manifestasie van Satan. Dis 'n manifestasie. Satan lyk nie so nie, hy het gemanifesteer as 'n serpent, né? Die besetene van Gadara, daai ou het havoc gemaak. Dit wat binne in hom was, het gemanifesteer en jy kon dit sien. Die doofstom gees. As iemand met jou praat, as iemand byvoorbeeld nie kan praat nie en hulle sign language, dan praat ons van doofstom, né? Dis doofstom. So as jy dit wil oortrek na die doofstom gees toe, is dit presies wat daai gees doen. Ek sê nie noodwendig jy het 'n gees as jy nie kan praat nie, hoor maar. Maar dis wat ons bedoel met 'n doofstom gees. So die doofstom gees het in Markus 9 vers 17 tot 27 gemanifesteer. The spirit of divination in Acts 16 verse 16 to 18. The spirit of divination, die gees van waarsêry. As jy onthou van die vrou wat in Handelinge agter hulle aangeloop het en sy het begin sê maar julle werk mos van Jesus en Heilige Gees en so dit wat sy gesê het was die waarheid, maar dit het nie van die Heilige Gees afgekom nie. Dit het uit die Python spirit se kant uitgekom. So that is a spirit of divination, waarsêry. Die seuns van Skeba, hierdie ouens dieselfde storie. Daar's 'n lang woord vir die gees wat hier geopereer het, ek kan dit nie onthou nie. Ek sal dit soek. Maar dit was 'n gees wat gemanifesteer het. En omdat hulle nie opgewasse was in die gees van whatever nie, het hulle uitgestap sonder klere, né? Want dit is 'n realiteit. Hierdie ouens kan dit doen. Die locusts in Revelation 9 verse 1 to 7. Dis 'n manifestasie van dit wat God in sy openbaringsboek geskryf het. En dan demon worship 1 Korintiërs 10 vers 2 is 'n manifestasie van dit. Okay? So en hier's nou wat tricky raak. Ek gesels gister met iemand. Daar's regtig 'n paar goed wat my net gebring het.
gesels gister met iemand en sy sê, en ek is seker julle het al van hierdie tendens gehoor, van 6-7, waar die kinders goedjies doen, bla bla bla, jatsie, 6-7. Okay. Dis net 'n speletjie, dit kan niks doen nie. Dis nie net 'n speletjie nie. As jy gaan kyk na die oorsprong van hierdie 6-7 en waar dit vandaan kom, daar is entiteite wat hierdie ou letterlik oproep in die gees. Die 6 en die 7 staan vir entiteite in sy geloof. Dis 'n rapper, dis 'n lang storie. Dis 'n rapper en hy daar's twee goeters in die ek noem dit Meksikaanse geloof, Santorini hierdie. En hy roep hierdie goed op. En as die kinders dit doen, het ek vir jou 'n groot ontnigtering vandag, want dieselfde gebeur. Hoekom sê ek so? Why? As jy Ouija board speel, en jy roep geeste op, they come. So as jy die Ouija board vir jou het, en ewe skielik begin die goed skuif, né? Daardie is die manifestasie van die gees van waarsêry. As jy in 'n vertrek sit, en dit is 'n kunstelaar, wat, en hy sny mense op, of hy verdwyn, of hy, en illusions are not just illusions, daardie towerkunsies is die gees van towery wat manifesteer. Menende, jy kan dit sien. Onthou wat sê ek altyd, goeders gebeur eers in die geestesrealm, en dan spoel dit oor in die vleeslike realm. Hoekom? God is gees, God het ons gemaak, ons het mens geword. Jy was nog altyd 'n gees-being, en jy het vlees geword, jy is gebore, jy het mens geword. Selfs soos Jesus. Jesus was God, Jesus is God. Jesus is God gemanifesteer in die vlees. Okay. Ek het een keer en ek gaan kom ons vertel eers hier. Ons sit. My hart was eintlik om oor 'n spesifieke gees te praat en die Here sê dis nog nie tyd nie. Hy is nog eers besig met my oor hierdie ding. Maar ek gaan so vinnig verduidelik wat het gebeur sonder om die gees op die naam te roep, te noem, sodat jy verstaan, as ek vir jou vertel van 'n manifestasie, dan sê ek dit, wat ons sê dit ervaar, ons sien dit, ons ervaar dit op 'n daaglikse basis. Okay. Nou ek het 'n vriendin, Lisel is, sy is 'n seer, menende, sy het 'n baie unique gift van God afgekry, and that is to see in the spirit. Okay, it is a gift of God, so dit word vir God gebruik en vir sy koninkryk. Nooit vir eie gewin nie, dit gaan nie oor Lisel, dit gaan nooit oor Lisel, as jy al ken, sal jy weet. So, ek het nog 'n vriendin wat so is, ek het 'n paar van hulle wat so is. Daar's mense wat so is. En dit is net, it is a tool in the hand of the Lord. Maar hoor gegooi so. Nou sit ons hier by ons huis nou die dag, en ons sit soms om die tafel, ons drink nog 'n koffie vir die skool begin en alles, en ons praat so oor sekere geeste, en goed wat manifesteer, en ons praat van toe ons kinders was, en wat ons ervaar het, in die kerk. Ek was nie altyd Pinkster nie, ek kom uit ander kerke uit, en ek gaan nie name noem nie, want dan I'm not here to do that today. Okay, maar ons praat hier van iets wat ons gedoen het, want ek is klein gedoop en ek is voorgestel, ek is aangeneem en al hierdie goedjies, en daar was iets wat ons altyd in die kerk gedoen het. Ons het so 'n ding wat ons sê. Maar dis nie waar dit gaan vir my vandag nie. Ons, en ander sê, ja, hy ken dit nog, en hy sê dit, en ek sê, ek seker ek gaan dit ook nog onthou, en ek begin dit agterna sê, en op die einde dag staan ek en ander, en ons kondig hierdie ding af, want dis wat ons geleer het, en is nog steeds daar. Lisel, as ek vir jou sê, voel goed aan, dan is dit soos letterlik, sy voel dit aan, en sy gaan nie omgee, as ek van haar praat nie. So sy word naar, nee. Ek voel dit hier, my maag, nee, as daar goed in 'n vertrek is, of ek weet hoe ek daaroor voel, maar sy raak fisies naar, sy, nee, maar sy gooi nie op hier, it's just something that happens, en sy voel sleg, en dan skielik dan, so met die gevolg is, en toe ons begin om hierdie ding op te sê, sy, jy moet nie dit doen, ek voel nie lekker nie, maar ons luister nie, wat Lisel sê nie, en ons stoot as half op bekend, want ons is aan die raal, en ons ken hierdie ding, en ons is al te klaar met hierdie ding, en Lisel is soos like, full-blown naar, sy kan nie, sy spierwit, sy voel sleg, en ek besef toe, hey, wat se ding het nou net hier opgestaan,
What happened? What happened? What happened? Ek sê, Here, ek sê jammer. En ek het gerepent, en ander het gerepent, en ons het gerepent, en ons het net gesê, Here, ons is jammer. En maar ek kon nie mooi verstaan waar die ding vandaan kom. Ek kon nie die goed by mekaar sit nie, want ek het nog vir myself gesien as dit gebeur, en ek weet wanneer het gebeur het, en my ding is nie suppose om ons huis te wees nie. En van almal is, en die volgende oggend staan ek, en ek dink dit was die eerste oggend wat ons begin opstaan het, en ek sê, Here, I don't know, explain, wys my, so besig om koffie te maak, en ek is in die kombuis, en ons het in die eetkamer gesit, en ons is daar binne, en ek sê, Here, wys my, show me, what is this, nee, wys my wat het gister gebeur, en in my gees wys die Here vir my, die volgende oomblik is daar hierdie swart besigheid in ons eetkamer, langs die tafel waar ons besig is om hierdie ou klippie naam te noem. En die woorde wat uit sy mond uitkom was, you summoned me. You summoned me. Jy het my geroep. En die Here kom breek vir my hierdie ding oop, van wat gebeur as ons sekere goed sê, wat gebeur as ons, hierdie is huge, dit is die eerste keer wat ek het so ervaar, maar die feit dat hy sê, you've summoned me, en ek is soos, Here, what did we do? Bring my in, Jezus het dit afgebreek, maar ek het die woorde gehad nie. Ek het in die bidkamer ingegaan en het in die periode gaan sit en ek sê, jy moet vir my die ding oopbreek. En ek sê vir jou, die volgende 3, 4, 5 dae was die gord gaar in die eiers se huis. Die gord was gaar. Glo jy vir my? Dit was asof daar 'n ripple effek was van hierdie ding. En dit wat in my hart val was ancient spirit. It was ancient spirit. En ek sit en ek dink, ja, maar hoeveel ouens is daar wat ek wil amper sê op 'n daaglikse basis hierdie goed sê, en wat doen hulle? They are summoning it. Hulle roep dit, maar mense is nie bewus van wat aan die gang is nie. So met die gevolg is, en ek besef, dat ons het hierdie ding die krag gegee, om te kom manifesteer. Maar dit kan ons nie slag wees nie, Michelle, want dit kom uit die kerk uit. Hey, my mond het opgegaan. Ek was nie altyd waar ek nou is nie. Ek was nie in die gemeente waar ek nou is nie. Dit is nie vir ons. Ons kom 'n eind. So met die gevolg is, en ek realize something, dat hierdie goed kom manifesteer op sekere maniere. Kom manifesteer, en ek het nog altyd gewees daar, but I've never seen it like this, nee? Ek het dit nog verstaan nie, en as ek vir jou sê, hierdie ding het kom goed oopkrap in ons huis, big time goed, weet jy wat ek gedink het is, gone, het ek kom oopkrap, en ek begin iets verstaan, van dit wat uit ons mond uitkom, en die gevaar van dit wat uit ons mond uitkom. Hierdie is 'n harde realiteit, ons kan nie by verby gaan nie, en ek wil jou vat na gaan sit by, kan jy dink, as die kinders 6-7 speel, en hulle roep hierdie ding, so daar staan 5 kinders in 'n kringetjie, en hulle 6-7 en hulle roep hom, ek eer die Here dat dit nie in ons huis gebeur nie, maar kinders het baba vandag hierdie ding agtergekom. Toe ek firewalking gedoen het, voor ek regtig net gefokus het in my lewe, ek het dit 2 keer gedoen, nee? As jy firewalking doen, het jy hierdie chant wat jy roep, nee? Ek het hierdie chant wat jy roep, jy weet nie wat sê dit nie, jy gaan maar wat daai ou vir jou sê wat dit doen. So nou roep jy hierdie chant, na, en jy loop oor die kole, en die goed brand jou nie, en dan dink jy, ek is so cool. Hey, jy is nie so cool nie. Jy het so pas 'n demoniese ritueel gedoen. En jou voete het nie gebrand nie. En as ek vir sê, dis regtig so. Besef ons werklik wat ons doen. Besef ons werklik, as jy jou kind los, daar's een of ander, my kinders vertel van my demon slayer storie op skool, op die TV, nee? Nou is jy okay daarmee dat jou kind hierdie demon slayer storieetjie kyk, okay.
So, nou sê hy demon slayer, maar die demon slayer girl is eintlik verlief op 'n demon. En dis ook so, iemand het saam met iemand geslaap en nou is dit nie net meer 'n demon nie, nou is dit 'n human. So dis eintlik 'n Nephilim. En jy is okay met jou kind wat dit kyk. En jy dit goed manifesteer in jou huis. En jy wonder hoekom. 6, 7, Levubu, ek wil, is ons Levubu of Lebubu of whatever. Julle hierdie goed is demonies. En jou kind speel met hierdie pop en jy dink is okay, dit is nie okay nie, hierdie goed manifesteer. Jou kind praat met hierdie pop, eerstens. Jou kind maak hierdie deur oop vir hierdie pop om te manifesteer in sy of haar lewe. Ons kan nie okay wees nie. Ons moet begin besef dat hierdie is 'n harde realiteit, manifestasie. Ons het 'n keuse oor wat manifesteer in ons lewe. En die feit dat jy stil bly en nooit daaroor praat nie, beteken nie dit gaan nie manifesteer nie. Ons het the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness beskerm ons hart, dit beskerm ons binnekant. Righteousness beteken to be in right standing with God. So as ek my kind skop skiet en voeter games laat speel en movies en what. I'm not in right standing with God. I'm not. Wanneer hy sê bly weg van evil af, moenie naby dit kom nie. Die feit dat dit 'n game is, beteken nie dis reg nie. Hy sê nie stay away from all evil but you can play games nie. Nee. Hy sê kom weg. Ons kinders is so vasgevang in hierdie goed en ons besef nie, as jou kind gaan staan en sy Spider-Man, wat, dan manifesteer hy die gees van Spider-Man. Julle, die goed is groot. Die goed is groot. En ja, jou kind kan 'n normale lewe hê sonder Spider-Man en Marvel. Hy kan. Maar ons wil dit nie 'n kans gee nie, want dan moet ons uit ons comfort zone klim en ek as mamma moet dan ophou om die TV af te sit om my kind besig te hou. Dan moet ek van sê, kom ek leer dit van die Heilige Gees. En mense en mammas en pappas is nie bereid om dit te doen nie. Mammas en pappas is nie bereid om 'n staan te maak en te sê, weet jy wat, ek is jammer, my kind is nie Spider-Man nie. Jou kind kan wees, myne is nie, ek leer my kind van die Heilige Gees. Maar wat van die ander maatjies, wat gaan hulle van sê? Ek wil eerder my kind sien vry in Jesus elke liewe dag van sy of haar lewe. Ons kan nie meer nie. Jesus kom vir ons haal. Hy kom vir ons haal and we have to be blameless before his throne. We have to be blameless. Ek sê vir jou, as ek hierdie ding gesien het en die feit wat saam met hom gekom het in ons huis, nadat ons iets gedoen het wat ons gedink het die kerk keer goed nie, we've got a problem. Ons het 'n probleem, want dit is so geïnvesteer, en as ek sê kerk, praat ek nie van 'n spesifieke denominasie of iets nie, hoor my hart asseblief. Jy is kerk, jy is gemeente, jy is die liggaam van Christus. Maar as jy daar sit onder die woord van 'n pastoor of 'n dominee of wat ewer daar kom, dan moet jy nie net sit en aanvaar dis okay nie. Here sê jy moet gaan self kyk en sê Here wys my wat hier aangaan, moet ons dit doen? Moet ons dit doen? Mense vra baie van my, maar wat van unicorns? Nee, unicorns. Unicorns is magic. Die Here sê nie magic nie. Behalwe vir dit, ek gaan nou die deur oopmaak. Dit is unicorns se poef. Het jy al mooi gaan dink oor unicorns, nê? Nee? Hoor gou, dink gou mooi. Daar skryf wat sê. In die tye waarin ons leef, good will be evil and evil will be good. Unicorns is die epitome of evil being good and good being evil. Why? Het jy al gekyk na unicorn poef? Unicorn poef is nie meer unicorn poef nie. Unicorn poef het nou reënbogies in en dit lyk lekker en dit ruik lekker en wat. Unicorns het nie geslag nie. Unicorns het nie geslag nie. Vrees nie 'n bashing nie voor die woorde in my mond wil sit. Maar wat is die een ding wat op ons kinders afgedruk word in vandag se tyd? That you can choose your sexuality. I'm sorry, ek lees my Bible anders. So what is unicorns? Unicorns have no sexuality. They can be male or female. They can choose. We cannot. Ons kan nie teen die orde van God beweeg nie. Nie met sulke goed nie. En ek is nie, asseblief as jy vir my kind sal weet, ek is nie. I don't go there. En Jesus het ons almal lief. En hy het ons almal lief. Maar hy maak nie foute nie. Hy maak nie foute nie. En as ek sê hy maak nie foute nie, dan beteken dit hy maak nie foute met jou wat gebore is nie.
Hierdie gaan nie oor hoe jy gebore is en of jy seentjie of dogter, hierdie gaan oor Jesus maak jou fout, oor wie jy is en wat jy is en wat jou purpose in die lewe is. He doesn't make a mistake. He doesn't make a mistake. Maar die wêreld is besig om ons te indoktrineer en goed te laat manifesteer in ons lewens wat nie daar moet wees nie. Jy ken van my, ek trek 'n streep by Magic, so ek trek 'n streep by Unicorns, ek trek 'n streep by Marvel, ek trek 'n streep by enige Magic, whether it be Elsa of Anna, or whatever the case may be. Whatever the case may be. Dit gaan vir my oor wat hier staan. Hierdie, oor dit wat aan my gewys het. En as jy gaan begin oplet, gaan jy sien goed manifesteer in jou lewe. En wat gebeur nou? As jy bijvoorbeeld op 'n plek is en daar's iemand wat vloek en skree en daai vloek is dit, ons van 'n Merwes vloek maar so. Nee, julle van 'n Merwes vloek nie so nie. Julle van 'n Merwes vloek because it's a foul-mouthed spirit and it need to be cast out. Okay, it's a foul-mouthed spirit. Jy kan nie gaan sê, o, maar dan is dit nie ek wat vloek nie, dis die demoon. Dis jou verantwoordelikheid om ons laat raak te gaan. As jy baie drink, daardie drankgees, die oomblik as hy uitkom en hy manifesteer, dis Bacchus. Dis wat dit beteken met hy manifesteer. So as jy drink, manifesteer die gees van Bacchus, whether jy 'n alkoholiek is of nie. Punt. Of jy met my saamstem oor drank of nie, dis irrelevant. Luister wat sê ek vir jou. Luister wat sê ek vir jou rondom dit. As jy vloek, is dit 'n foul-mouthed spirit wat manifesteer. As jy jaloers is dit the spirit of jealousy that manifests. As jy alles wat voor jou is in jou mond druk en nie ophou eet nie, it's the spirit of gluttony wat manifesteer. As jy jou vinger in jou keel gaan druk nadat jy so baie geëet het, it's a spirit of gluttony manifesting. Okay? Maar nou kry jy 'n ander maatjie by, want nou sit ons met anorexia en ons sit 3 tipe van goed. So verstaan wat beteken manifesteer. As jy die taxi vloek wat voor jou verbyry, then it's a spirit of racism. As jy hom aanvat oor sy kleur, is dit 'n gees van rasisme wat manifesteer. Dit is 'n gees van rasisme wat manifesteer. En gees van rasisme loop hand aan hand met die anti-kris, so by the way. Ons moet begin besef dat dit wat ons sê en dit wat ons doen, manifesteer goed. Partykeer is dit binne ons, partykeer is dit om ons. It depends. As iemand baie sukkel om uit rou uit te kom, dan wat gebeur in die eerste dele van rou as iemand oorlede is daar is 'n gees van dood en 'n gees van rou wat rondom hulle hang. Maar jy het 'n sekere proses wat jy moet deurgaan om daar uit te kom en as jy binne 'n sekere tyd nie daar uitkom nie, dan beteken dit dat daardie ding het naderhand oor jou gekom en hy het in jou gekom en daardie gees van rou is binnekant jou. So as jy nog na 2 of 3 jaar so hartstogtelik seer het en daai seer kom uit, is dit it's a spirit of grief. It's a spirit of grief. Kinders, mense, groot mense wat hulle eie lewe probleem neem, it's a spirit of suicide. En partykeer praat hierdie ding harder as God se stem as gevolg van baie faktore. Verstaan wat beteken manifestasie. Verstaan wat beteken manifestasie. Kinders wat hulle self sny. Dis 'n baalritueel. Die oomblik as hulle dit doen, dan manifesteer daar die baalritueel en dit word 'n fisiese ding. Dit word 'n fisiese ding. As ons begin verstaan waar hierdie goed vandaan kom. Want as ons gaan verstaan waar dit vandaan kom, gaan ons dit beter kan hanteer. Ek raak lank. Okay, sources. Daar's 3 verskillende maniere van manifestasies. Hoe weet ons of is dit goed of sleg? Eerste, die source. Waar kom dit vandaan? Byvoorbeeld, is dit van die Heilige Gees af of is dit van Satan af? If it is from God, if it is from the Holy Spirit, you can see it in the fruit. Okay? Liefde, geloof, selfbeheersing, daai goed. Jy sien dit in die vrug wat uitkom. So as ek te veel drink, die vrug daarvan is nie noodwendig dat ek oulik en nice raak nie. Nou slaan ek my man en ek vloek my kinders en blah. That is the manifestation of Bacchus in your life. Selfs as jou persoonlikheid net van. Okay? The purpose, hoekom? Daar is 'n godly purpose vir manifestasies en dan is daar 'n evil, a demonic way of manifestation. So the godly purpose for manifestation is to reveal the truth, to heal, or to redeem. So as jy manifesteer in die gees van God, byvoorbeeld in tale praat,
dan is daar iets wat in die geestelike realm gebeur, sodat jy dit goed kan praat. As siek is genees, dan is daar 'n vrug wat vorm, en dit is vrugte van die gees, en iemand word gesond. There is healing. Wat is die vrug van dit? Purpose, byvoorbeeld in manifestasie van Satan se goed, it will always be destruction, it will always be to enslave, it will always be to deceive. Iemand wat een drink in het, is net so destructive in die geestesrealm as iemand wat drondig in het, of iemand wat dronk is. So, as jy rook, is dit 'n manifestasie van daardie verslawing, and it's killing you slowly but surely. It is killing you. Ons kan nie daarby verbykom. So what is it doing? It is destroying you. It is killing you. It is enslaving you. Verslawing is to enslave you. That is the purpose of demonic manifestation, to enslave you, to kill, to destroy. Wat is jou reaksie dan? Your godly reaction will leave you, as jy weet, hierdie ding is 'n manifestasie van God af, beteken dit you are in awe, daar is 'n rustigheid wat oor jou kom, en daar is liefde in jou binnekant. As dit van die demoniese kant af is, beteken dit terror, confusion, bodily harm en hierdie tipe van goed. Dieselfde met drome. As jy 'n droom gedroom het, hoe voel jy nadat jy die droom gedroom het? So nou kan jy weet, goed, is hierdie droom van God af gewees, of was hierdie droom van Satan af gewees? Want drome is 'n baie gevaarlike plek as jy nie toe is met die bloed van Jesus nie. Then the enemy can come and steal and destroy. Die belangrike ding vir my is, en dis ook iets wat ek wou sê, is hipnose. Mense besef dit nie, maar hipnose is absoluut demonies. Hipnose is van Satan af. Hoekom sê ek so? Want hipnose laat jou goed doen en sê uit jou teen jou vrye wil. Nie eers God wat jou wil weg nie. Demone kan deur jou werk in hipnose. Okay? Wat gebeur in hipnose? Jy het geen beheer oor jouself nie. So jy het geen beheer oor jou wil nie, jy het geen beheer oor jou intellek, oor jou emosie, oor hierdie tipe van goed nie. Jy is binne in iemand anders se hande. Nie eers God vat jou vrye wil weg nie. So hierdie ou wat gaan krap in hipnose is besig om te krap in 'n geestelike realm waar hy geen plek het nie, want jy het nie 'n sin nie. So as jy ooit vir hipnose in jou lewe was, stel ek voor, jy gaan vir bevryding, want dit is 'n absolute occultic thing, because you are taking away someone's free will. Daar's geen redenasie daarmee. Jy kan vir my gaan sê, watter sielkundigheid, whatever gesê, wat gaan vir my, jy het geen vrye wil gedurende hipnose nie. Enigiets wat jou vrye wil wegvat, is nie van God af nie. Punt. As jy daar was, of as jy dit doen, stel ek vir jy gaan sit by die Here. So daar's baie. Ek kan nog verder gaan. Ek kan gaan by vision boards. Dis 'n nuwe tendens in Christenkerke om hierdie vision boards te doen. En op hierdie vision board het jy hierdie Ferrari, nee. I envision this Ferrari, en in die oggend as jy opstaan en sê, ek sien hierdie Ferrari, ek sien. Jy besef nie dat waarmee jy besig is om eintlik hierdie goeders te roep in die gees nie. You cannot call that. Jy kan nie, daar's 'n verskil tussen om op te staan en daar's woord van God, en ek spreek die woord van God oor my lewe uit, en ek laat die gees van God manifesteer in my lewe. Maar as daar 'n Ferrari is dit nie noodwendig so God se hart vir my om 'n Ferrari te hê nie. Maar as ek hom gaan anders spreek, iets kan happen, want nou raak daar ander goeders betrokke, ander entiteite, want die Ferrari gaan nooit oor God nie. Daai Ferrari gaan oor my. Die oomblik as dit oor jou gaan, then we have a problem. So as iemand vir hierdie vision boards en what, you do not do that. You do not do that, because it is very, dis bitterlik gevaarlik. It's a new age practice. If it does not glorify God, die Ferrari gaan God nie glorify nie, en sy uit die lig uitval met 'n goue stryk en los dan baie liefde van Jesus af. Then I will take photos if I will you. Maar hoor gou wat sê ek. Ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees wat ons sê, ons moet versigtig wees wat ons doen. Ons moet versigtig wees elke dag. Want dit wat ons sê, sal ons hê. Die woord van God sê dit vir ons, wat ons sê, sal ons hê. Efesiërs 6:12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is teen die owerhede, die magte en die prinsipalities. And we are using them. Jy weet jy, wanneer jy moet gaan vir bevryding, eers my go-to is altyd gaan vra vir die Here. Gaan vra vir die Here. Bevryding is iets waar jy nie kan uitkom nie. Kyk, moenie 'n fout maak nie. Berading en bevryding loop hand aan hand. Want ons kry twee soorte goeie. Sorry, ek is redelik klaar met hierdie, dus ek kom met hierdie vraag antwoord vir myself. Jy het al twee nodig. Hoekom sê ek so? Want jy kry demoniese uitdrywing, as ek dit so kan stel, layman's terms, en dan kry jy strongholds. Jy kry demone en jy kry strongholds. Demone is goed wat jy uitjaag. Demone is goed wat sê in die naam van Jesus jy het geen plek hier nie. En.
that is that. Maar dan kry jy wat jy noem strongholds. Dis vestings. Vestings wat oor jare gevorm het. Byvoorbeeld 'n gees van verwerping. Hierdie gees het oor jare gevorm en jy gaan dis baksteen op baksteen op baksteen op baksteen. Jy kan, kom ons stel iemand is verslaaf aan rook. Daai verslawing kom uit, daar's altyd 'n sterk man. Daar's 'n ou wat so staan voor die deur en hy sê niks gaan in of uit nie. Verslawing is nie jou issue nie. Die sterk man agter dit wat verwerping is. Dis waar jy moeilikheid uitkom. Daai ou moet vrykom. So wat nou moet gebeur is jy met die sterk man van verwerping afbreek om by die demoon uit te kom om hom uit te dryf. Want sterk man is soos 'n bouncer. Hy sê niemand gaan nêrens heen vandag nie. Niemand gaan nêrens heen nie. Maar die oomblik as jy gesond word in Jesus, die oomblik as jy gesond word in God, dan begin daai strongholds afbreek en afbreek, dan is dit makliker om byvoorbeeld leuns en hierdie tipe van goed uit te kry. En as jy leuns en verslawing nee. Dis die een kant. Die ander kant sit jy nog met transgressions en iniquities. Dis goed wat jare in gesinne en families word. Ek is 'n ou wat glo in bloedlyn vloek. Ek het dit gesien manifesteer, ek het dit gesien hoe die Here 3 generasies in een aand kom vrymaak in Bloemfontein. Dit was amazing. Ons kan nie daarby verbykom nie, want die woord sê, jou sonde sal toegereken word tot in die 3de en 4de geslag. Michelle glo nie, one saved, always saved, ek glo nie daarin nie, dit is 'n absolute leuen van Satan. Ons is op 'n daaglikse pad van salvation. So as jy op 'n plek kom waar jy regtig, weet jy wat, ek kan in 'n vertrek inloop, waar mense konstant vloek. 2 ure down the line, dan gaan daar vloekwoord by my mond uitkom. Hoekom? Want ek was in die omgewing van dit. Gelyke geeste trek mekaar. Okay? Dis nie te sê dat ek het skielik 'n vuil gees nie. Glad nie. I was in the presence, die Here sê, moenie daar wees nie. Maar Michelle, hoe moet ons by die mense uitkom? Die Here gaan nie vir jou en nou leeukuil instuur met mense wat vloek en drink en lelik praat en jy stok sê alleen op en verwag. En jy gaan vir sê nou van julle almal tot die einde kan happen. Okay. Dis waar ek vandaan kom. Ek was al by iemand, ek gaan so vinnig, ek gaan nie detail gee nie. Byvoorbeeld, ek slaap die aand en daar is 'n seksuele droom, nee? Almal weet waar dit gaan, niemand praat net daaroor nie. Okay, so hierdie ou kom en hy kom peister vir my. Ek en my man is nie kort van koor nie. My man is nie besig met onheilighede nie. Ek is nie besig met onheilighede nie. So ver as wat ek weet, elke deur toe in ons lewe, maar hierdie ding kom deur die nag en hy kom verkragt vir my, né? Ja, en ek staan volgende oggend op en ek is net soos I don't get it. Here, wat het gebeur? Ek weet dit gebeur. Nee, en ek het hierdie en ek praat met my geestelike mamma en Esther en ek sê vir haar, "Nee, ek moet eers met my vertel wat het gebeur." En ek weet nie wat om dit maak nie, want ek weet dis skoon, want ek weet dis nie iets aan gang nie. En sy sê vir my interessant en sy sê vir my, "Waar was jy gister?" Ek sê, "Hoe bedoel jy?" Sy sê, "Waar was jy gister?" Ek sê, "Ja, Tannie, ons het 'n golfdag gehad by die kerk. Die kerk het 'n golfdag gehad en ons was daar en die oomblik toe ek dit sê, vat die Here my na iemand toe met wie ek gestaan en gesels het. Iemand met wie ek gestaan en gesels het. Hy was nie nigter nie en hy het so my arms om my lyf gesit en hy het my so drukkie gegee en hy sê en ek was net so nee. Want ek wil mos nie iemand in die gesig vat en sê, "Luister, stinky Joe, skuif op hier." En om hom nie in die gesig te vat, het ek nie uit die situasie uitgekom nie. Maar jy sê, "Waar was jy gister?" Want jy het dit saamgebring. En ek het gerepeteer, ek het sê, "Here, ek moes dadelik uit die situasie uitbeweeg het en gesê, "Here, I don't want this. Ek wil hierdie wat I don't want this." Ons het begin verstaan hoe werk die geestelike riem. Ons het begin verstaan hoe sit die goed aan mekaar, hoe knoop hulle aan mekaar, hoe kom hulle aan mekaar. So dit was vir my 'n groot eye-opener. En dit is it is a law. It is a law of attraction. Gelyke geeste trek mekaar. Jy sal sien as jy iemand het wat byvoorbeeld altyd drink, dan al sy pelle drink ook. As jy 'n vrou het wat altyd skinder, al haar pelle gaan altyd skinder. Gelyke geeste trek mekaar. Dit is 'n natuurwet in die geestesriem. So as jy byvoorbeeld, en dis ek kom ek altyd sê dat demone loop in troppe, hulle loop nie alleen nie. Moenie fout maak nie, they don't go like this. As jy byvoorbeeld iemand ken en hulle sukkel met 'n gees van pornografie, is dit nooit net pornografie nie. Dis pornografie, dis leuns, dis afbreek, dis die lys is endless, hy is so lank. So jy dink jy het een ding gestort en dan kom jy aan die een weer. So dit is 'n belangrike konsep om te onthou dat hierdie goed loop in troppe. En die enigste manier
En hiermee wil ek afsluit. Die enigste manier hoe ons hierdie ding kan wen, is as ons tyd by die Here spandeer. Ons het gister was dit 'n rowwe dag, vanaf ons begin het met hierdie bid van 'n uur in die oggend. So, dit was rowwe en onthou wat ek gesê het, dit gebeur altyd eers in die geestesriem en dan in die vlees. Hoekom is dit so moeilik as jy vas of as jy bid? Want jy is besig om hier in die geestesriem, is jy besig om golwe te maak. Okay. So jy is besig om golwe te maak en die vyand hou nie van die golwe wat jy besig is om te maak nie, want iets gebeur in die geestesriem as jy vas en bid. Ons vas nie nou, ons bid net. So something happens in the spiritual realm en die vyand hou nie daarvan nie. So nou begin hy terugdruk, okay? Dis wat ons eintlik wil probeer sê, is nou begin hy terugdruk in die gees. So wat het die vyand kom doen die laaste paar dae, behalwe nou vir die ding wat hy, om te noem maar kommandant, vir die ding wat in die huis was, nee? Is hy besig om terug te druk. So wat gebeur is hy stuur goed wat jou finansies opeet. Hy stuur goed wat ek eerder. En die Here het kom herstel verder wat ek kan dink of verstaan. En ons kon goed doen wat ons moet doen, maar dis nie die Here wat dit doen. So ek weet nie hoe laat moet hierdie klaar is. So ek gaan vanaf praat. So hierdie goed het begin terugdruk. En as jy so voel in die gees, of jy was op 'n kamp, dan maandag, dinsdag na die tyd, is jy kapot pê, want dan jy 'n fight in die geestesriem. Jy het 'n fight in die geestesriem wat besig is om uit te speel in die vleeslike riem. So jy's moeg en jy's kapot en jy's pê en jy's whatever. So hier op dag 3 of 4 van enige vas, enige bid, enige soets waar jy kop op 'n blok sit, gaan moeilik wees. It's going to be difficult. Ek dink mens het net 'n uur vir 'n live, ek weet nie of dit nie. So verstaan dat Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons borstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Gister het ons al geworstel, nie teen vlees en bloed nie. Ons het geworstel teen die bose magte en die owerhede en die kragte. Ons het geworstel teen hierdie goeie. Maar ons moet leer waaroor dit gaan. Ons moet leer wat kan ons bind en wat kan ons nie bind nie. Ons moet jy kan nie vir Satan bind nie. You cannot bind Satan. Satan. You can bind the works of the enemy, but you cannot bind Satan. If you can bind Satan, dan sal ons nie so gesukkel het nie. So hoor my hart, uit onkunde, weet ons nie altyd hoe om te doen en wat om te doen nie. So dis my hart is om mense te leer, want dit wat jy hier sien is 8 jaar se skoolgeld, 8 jaar se fight. So dis my hart is om mense te leer, en nie hoogdaverende Constantijn tolk nie. Constantijn klink soos 'n konyn. Dis my hart is om dit wat die Here met my te deel, met jou te deel, sodat jy beter kan verstaan waaroor dit gaan. So, en die ander ding wat ons moet besef is jy kan nêrens gaan sonder jou wapenrusting nie. Nêrens. Nowhere, my dear. Jou wapenrusting, elke dag, voete van bereidheid, die Here gordel van die waarheid op my lippe, my. Ons kan nie gordel van die waarheid aantrek om ons heupe en dan jok ons vir ons kinders vir Kersvader. Ons moet die gordel van die waarheid dra en sê, hier is die waarheid, daar is nie 'n tandemeisie, dit is die verbeelding, ek wil nie vir jou jok nie, my kind, dis die gordel van die waarheid om my heupe. Die swaard van die woord van God moet oor my lippe wees en die skild van geloof wat ek kan optel en sê, I'm not taking this. Partykeer lê jy agter die skuld, dis okay. Partykeer lê jy in huil agter die skuld, dit is ook okay. Klou jou swaard vas, it's okay. The breastplate of righteousness, to be in right standing with God. Here, ek wil niks verkeerd doen nie, I don't want to. In right standing with God. In helm van verlossing op my kop, hier waar die vyand wil kom speel, hier waar wil hy vir jou vertel, jy so en so, hier, die helm van verlossing, because we are victorious. Because we are victorious. Die Here sê, I made you victorious. I've won the victory, you are just fighting the battle, and dis okay. En dis okay. Ek deel soos wat die Here my toelaat. Ek wil nie langer as 'n uur gaan nie, want dan raak dit te lank. Dankie vir jou. As jy vrae of kweetjies daar kom om my te inbox, ek sal antwoord so ver as wat ek kan. Ek net asseblief, ek doen nie privaat berading nie. Ek het nie die papiere nie. Ek weet mense sê jy het die papiere nodig nie. I get that, but it's a legal system in our country and I can't get past that. Okay? So ek doen nie berading nie. Ek het nie berading kursus gedoen nie. Die Here gee vir my op 'n Saterdag of Sondag met 'n vroueoggend gee hy vir my tyd om te sê hier's in my. Ek maak vir die deur oop sodat mense kan vrykom. Dis sy hart is om mense vry te maak. So dis waar hy my geroep het, dis waar ek werk. Ek doen nie privaat, maar ek sal saam met jou bid, sê bid saam met jou, dan bid ek saam met jou, want ek love gebed. Want ek weet dit werk.
I know it works. Dankie vir jou. Dankie dat jy deel is van hierdie ministry. Dankie dat jy saai in hierdie ministry. Dankie dat jy my gehelp het om 'n ander kamera te koop. Dankie dat jy my gehelp het. Dankie Here vir 'n foon waarmee ek kan werk. Dankie Here dat jy die wifi aansit en die ligte en die water betaal. Dankie dat jy help om Geel Friday speak te hou, because I cannot do it without you, with your obedience. Maar ek weet dat die koning van die konings is in beheer en ek kom bid dit vir jou. Ek kom bid vir jou oorvloed en voorspoed uit sy hand uit. Ek kom eer die Here vir alles. Ek bid vir die woord wat uitgegaan het vandag. Here, dat dit op vrugbare grond sal val en verander dit nie steel nie. Ek bid Here dat jy elkeen sal toeval wat gehoor het vandag. Ek bid Vader dat jy wil open the eyes of their heart, let them see, open the eyes that they see, Vader. En ek bid vir ontvanklike harte. En ek kom eer U daarvoor. Ek kom eer U want U is die koning van konings en die Here van die leerskare. En daar's geen God soos U. Geen God soos U nie. Ek is opgewonde vir dit wat aan die gang is. Vir dit moet jy moet nooit jou nee, wapenrusting het mens altyd anders. Jy kyk by die Here spandeer is dit iets wat altyd aan jou is. Ek hou nie daarvan om dit fisies aan te trek en te sê elke dag omrede dit vir my belangrik is om dit te hoor. Maar ons het die wapenrusting altyd aan. As jy tyd by die Here spandeer, is dit een van die goed wat jy net sê, dankie Here vir dit wat jy vir my doen en vir die skoene en vir sorg en alles. So nee, ek stem 100% saam. Dankie vir jou. Ek is opgewonde vir die jaar. Ek begin die 7de Februarie is ons Mary Smith. Ek gaan so vinnig rundown gee as jy nog lus is om te luister. Die 7de Februarie is ons Mary Smith. Die 14de gaan ons bosberaad om vir die huwelikskamp. Ek is so opgewonde vir die huwelikskamp. Weer het ek met vir elke paar tamboerijn-verf. So I'm so excited. Ek gaan 10 tamboerijne-verf vir elke paar wat kom. Dan is ons in Vryburg die 28ste Februarie, in Meyerton die 7de Maart, ons is in Mooinooi in Maart, die 14de Bridgetown, die 21ste Maart, ons is die 28ste in Benoni, en dan is dit Paasnaweek, so ek sal later, my jaar is by so vol, en ek is so opgewonde vir dit, dit gaan so awesome wees, it's gonna be amazing. For now, bid ek, mag hy jou ingang en jou uitgang bewaar, mag hy jou vrede gee, mag hy jou seën in die stad en seën in die veld. Ek bid dat jou bakmank en jou skottel altyd vol sal wees en as die vyand vir jou opstaan in een pad sal ek vir jou wegvlug en sê dan, jy is die kop en nie die staart nie. En Jesus het jou lief, hy is die koning van konings, hy is die Here van die leerskare, daar is geen God soos hy nie. En ek eer hom vir vandag en vir alles. Dankie, I love you, en straks weer. Shalom, shalom.